Wanneer twee meesters die verhoog betree, skep dit die ruimte vir iets magies. En dit is juis waarmee Koenie en Rocco de Villiers besig is. Hulle kuier vandag hier by Marula Media om daaroor met ons te gesels. Welkom hier by ons. So lekker kort inleiding, maar jy hoef jy van net een keer te sê. Maar kragtig. Dit is wel vir ons mik. Lekker om te hoor. So, julle het uiteraard nou klaargemaak in die Kaap met die vertoning en julle het nou in Montecasino ingetrek. Hoe voel julle oor die vertoning, want ek weet dit is die eerste vir julle? Ek dink die produksie in geheel, onthou ons doen dit nou al vir 'n jaar, amper 'n jaar lank, ons het by KAK&K. Ek dink nou uiteindelik het Koenie dit reg gekry. Ja, ek sukkel maar met hom ook, maar ek dink ook hy is nou daar. Nee, wat ek wil sê, ons is nou ingespeel en dis 'n baie mooi produksie. Ek voel baie goed daaroor en ek is verskriklik trots om deel te wees daar. En ek moet sê dis lekker om te doen. Ek en Rocco praat gereeld oor, jy weet, so in die middel van die konsert, dan dink die mense hoe gelukkig is jy, dit is wat jy kan doen vir 'n lewe. En dus dit lyk tog of gehoor het dit ook geweldig geniet. Wie het eers gebel? Wie het met die idee vir vandag gekom? Hy gaan nou 'n storie vertel wat ek nie wil hê hy moet vertel nie, maar hy gaan dit in elk geval vertel. Want wat ook al ek vir Rocco sê, hy steur hom glad nie daaraan. Ons is gevra lank gelede, 15, 18 jaar gelede. Dit was nie ons idee nie, om in Harold's Bay in 'n Lapa 'n konsert te doen, maar nie saam nie. Koenie sê toe hy wil nie laaste wees nie. Ek sê, okay, wel, ek het nou nie 'n keuse nie, want hy is baie ouer as ek. En toe vat ek nou maar die naam. En toe, Sien jy nou? hy doen toe nou die eerste helfte voor pause en ek doen die tweede helfte. En toe gebeur daar en ek weet, jy sien die maalse oor die storie, maar dit is vir my verskriklik baie belangrik, want dit het 'n saadjie geplant. En ek is daar met die tweede helfte, die mense is mal daaroor en almal was gaande oor Koenie en op die kleedkamer was baie naby aan die verhoog gewees. En daar was mense wat nie voorste reg gesit en ek is in die kleedkamer besig om my stinkende blink baadjie uit te trek. En ek onthou dit nou soos wat ek hier so sit en daar's 'n tannie in die voorste en sy sê, ag, dit was nou baie lekkerder as wat ek gedink het dit gaan wees, hoor my ou man. Goeie begin. Sy sê, nee wat jong, daai Koenie se musiek is mos maar 'n treurige storie. En Rocco is dan nie eintlik meer as 'n sirkusdier nie, maar eintlik is dit maar 'n goeie ding dat hy tweede was, want dan doen die kroeg beter. En toe staan ek daar en toe dink ek, Waar storie? toe staan ek daar en ek dink, is dit hoe dit werk? Jy het geen beheer oor wat mense van jou dink nie. Maar dis ook okay, jy weet, mense kan hulle eie opinie hê. En toe dink ek, okay, is dit wat ek is, 'n sirkusdier en Koenie is treurig, is dit nou die som totaal wat hier vanaand vir die laaste 2 ure gebeur het. En toe vra ek vir hom in die kleedkamer, sal jy 'n show met my doen? Ek dink ons moet doen, toe sê hy nee. Ja, maar ek was gekwes deur die opmerk. Nee, weet jy, Rocco dik 'n klein bietjie aan, maar nie baie nie. Dit het regtig gebeur en ons het toe soort van half begin kyk en mense het gesê, wanneer werk julle saam, want hulle aanvaar net eenvoudig, ons is albei oneindig lief vir klaviere, vier speel, dis ons ding, en ons het nou dieselfde van in mense, het net aanvaar, waar is dit nou? Is nou tyd. En hier is dit nou. Maar die tyd is regtig reg nou. Toe ons begin werk aan die vertoning, is dit lank seker 6-8 maande gepraat en gedink en gesels en uitgekyk wat gaan werk, wat dink ons sal nie werk nie. Dit was so die moeite werd. Want toe ons begin werk, toe is die momentum daar. Maar dis interessant, want daai hele ding wat daai tannie in die voorste ry gesê het, die een is dit en daai een is dit het gemaak in ons gesprekke, dat Koenie en ek besluit het, op die verhoog gaan ons presies wees wat ons is. Klaar. En ek dink dis die geheim van die vertoning, jy weet. Maar die lekker ding, en ons het gehoop dit sal gebeur, is mense wat in my konsert gekom, daar's 'n groot oorvleeling tussen ons gehoor en ma. Mense wat aanhangers van my is, en mense wat aanhangers van Rocco, kom en dan hoor hulle die ander individu speel, en dan gaan trouwens, hierdie week, ek het jou vertel wat mense vir my sê, ons het nooit geweet Rocco so briljant op pianis nie. Ek sê, hallo, ek tog ek sê dit maar so.
Ek is nie ook, wat het ek nou gedoen? Vriend, te 40. Waarmee was jy besig? Ek was nie 'n kleuterskoolonderwyser. Ja, mense sien ander goed. Jy weet, jy werk jou agtersteewe af en dan hoop jy hulle. Maar in hierdie konsert dink ek werk dit regtig. En die feit dat ons 'n wilsbesluit geneem het, ons gaan net onsself wees. En werk soos 'n bom van die eerste oomblik af wat ons op die verhoog loop. Nee. Wat jy sien al, weet jy, dit ons is... lyk mos nou maar bietjie anders, jy weet. So sê nie 'n enkele woord. En ons staan net aan 'n boot, dink jy hoor daar begin die gloorlag. Maar die konsert, die show se naam is 88 en dit is die kern van die produksie. En dit is nie my ouderdom nie, ek net altyd die rekord regstel. Dink so. Die 88 note is die klawers op 'n klavier. En die klavier is eintlik maar die hoofkarakter op die verhoog. En dis ook nie 44x2 nie. Dis is dan 'n maslip. Was dit 'n deelsom? Nee, hier is sosio-politiese kommentaar. Dankie Charlies. En natuurlik die ander ding wat ons nie kan nalat nie is vir hierdie konserte by Monte Cassino, by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino, is die dubbele Grammy wenner en Suid-Afrika se onbetwiste gitaarmeester Maurits Loot saam met ons op die verhoog en hy roer 'n baie lekker geur by. En as een ding wat hy doen, daar's een lied, een Solo. wat mense moet jy gaan dit nie dikwels sien nie, maar as jy dit sien, gaan jy weet jy het dit nou gesien. En dan moet ons vir Yamaha Suid-Afrika sê, ek weet nie hoe om vir daai mense dankie te sê nie. Hulle het vir Monte Cassino het ons 2 splinternuwe Yamaha pikswart vleerklavier. wat hulle uit die boks uitgepak. En in die kaart, splinter nuut. Hy het nog die plastiek om die pedale van die klavier. Nou dit is iets wat 'n mens nooit sien. Wonderlike instrumente en jy weet as jy vra en hulle het net eenvoudig gesê, ja, ons stuur vir julle Frikaap en die 2 splinternuwe pikswart vleerklaviere. So dis raar en dit is vir my en Rocco as klavierspelers baie spesiaal en baie lekker. So baie dankie aan hom. As dit 'n nuwe bakkie was, nee, het jy gesê jy ruik nog die leer. Was dit 'n nuwe bakkie was dit jy huis toe gery met die ding. So ek is baie bly dit is 'n klavier want jy het nie 'n lisensie vir dit. So die produksie word beskryf as onmiskenbaar Afrikaans. Nou wat beteken dit vir julle en hoe het julle dit op die verhoog gesit? Ek gaan probeer om dit te antwoord. Is wat ons is. En dis nie iets waaroor jy dink nie. En as jy eerlik en autentiek doen wat jy is en ons probeer dit regtig doen, dan gebeur dit net. So ek dink die humor ook in die stories in die produksie Rocco is baie Suid-Afrikaans. En Afrikaans. So daar's woordspelings en grappies en wat jy weet net Afrikaans sprekende mense sal dit kry nou so fantasties. Jy weet en is nou 'n nuwe storieetjie ons dan probeer jy dit en hoor jy daar reageer jy gewoon. Wat ek besef het uit 88 saam met Koenie is dat ek my lewe tot nou toe. Ek werk ook aan my nuwe boek wat binnekort uitkom en dit het ook dit so aan dit vasgehaal dat ek my hele lewe in Afrikaans beleef. Wat 'n voorreg is dit nie om dit te kan sê. En albei van ons, ek dink jy ook, het jou en as jy net dit vat en op 'n verhoog sit, dan is dit genoeg. Kan ek iets sê oor die boek? Jy's nou baie skugter en beskeie. Rocco se digbundel. Oor die interessante ding van die vertoning, ekskuus, is ons doen poesie en teks ook op 'n verhoog wat mense nie verwag nie. Miskien 'n bietjie meer met my want dit bestaan. Maar ons Rocco se lieflike digbundel wat ek treffer verkoper is die eie soortiges. Ons doen teks daaruit wat dan op die rug ry van die musiek in die program. En ek dink dis vir mense onverwags om Rocco as digter te hoor. Maar die nuwe boek wat nou by die KAK vrygestel word, is baie interessant. Ek doen nou 'n bietjie die reklame ding wat hy's eintlik vreeslik beskryf. Is die boek se naam is Klawer. En met al die sinspelings wat daarby is, maar hy vertel van waar hy was, mense wat hy ontmoet het, plekke wat hy gespeel het. En dit gaan dan rug aan rug met die verhoogproduksie wat ook lanseer by die KAK. En die dorpies waar ek was, onder andere Klawer. Was daar nog nooit, of in Migdol, was daar nog nooit 'n klavier nie.
Nogal. Glad nie. Op Baarskedersbos was daar nog nooit 'n klavier nie. Ek het eens toe gevat. En dis baie spesiaal vir my om die stories te kan vertel. Sien, dit is hoekom ek 'n bietjie van jou. Nie baie nie, maar 'n bietjie. Ek moet daarom so 'n bietjie net 'n tong in die kies vraag vra. Watter een van julle is die grootste diva? Connie. Dit en dat en rooi smarties en banke met leer. Al wat ek kan sê is vra vir die ou met die luiperdvel safari pak, dis die grootste. Op 'n ernstige noot wat ek vir wel kan sê, as jy sê wie is die beste pianis in dis raak. Ag Connie. Ek hang in, ek probeer bybly, is baie geduldig met my, maar die lekker ding vir my en dit is ek doen dit regtig is dat mense jy weet, daar's altyd met Rocco se vertonings, dis 'n groot skouspel en is lekker om te sien en te beleef. Maar ek dink mense luister regtig. Ek weet my so kom uit en dan sê hulle nie besef hy so formidabel pianist. Ek meen letterlik van Bach tot by Boeremusiek. Jy check it, is my Ek kan maar 'n bietjie oor jouself ook praat. Ek sou dit nooit self kon sê nie. Maar die ander ding van 88 is en ons het nou daaroor gesels, mense leer by mekaar. Connie het my bietjie en ek mag dit nou maar vir die mense van Suid-Afrika sê. Connie het my geleer dat dis oukei om stil te raak op die verhoog. Ek hoef nie die hele tyd op en af te spring, want ek het altyd gedink, dis al hoe ek reaksie uit die mense gaan kry. Maar dit werk nie so nie. So dis lekker. Dankie. Die Engels noem dit light and shade. Light and shade, Afrikaans op en af. Ek het nou die dag, het iemand vir my gesê, bright eye and bushy tail. Ja. Wie was dit in Afrikaans? Breë bors en sekelstert. Dis baie. Is dit nie Dis fantasties? fantasties. Breë Breedbors en sekelstert. Dis hy. Kyk nou net, hoe vaar jy bolseil in Afrikaans? Ek weet, Ja, ek wil het jy gehoor. Bolseil. Die wind is agter dit. Ons vaar bolseil. natuurlik. Ja, Ja. vat 'n oomblik na ons vriende. Hoe het julle twee unieke style vermeng om hierdie produksie op die verhoog te kry? Ons het niks gedoen nie. Dis waar. Ons die baas hier en dis ernstig, ons grap nie nou. Die baas is se musiek. En daar het ek weer baie by Rocco geleer. Hy's geweldige fokus wat dit betref. Die musiek is die baas en wat die musiek vereis, moet jy probeer om so goed as moontlik te doen. So die om dit heen is my ou grappietjies en sy ou grappietjies en jy weet ons lag vir mekaar en dat sommige van die goed is ernstig. Maar die baas van die vertoning is die musiek en die klavier. Grappietjies, ons is verspot op die verhoog, sou my ma gesê. As ek net weet wat jy volgende gaan sê, gewoonlik weet ek, maar weet jy, ek kan dit in sy oë sien. Jy staan nou daar, die ligte is aan, dis gepak, die gehore is vol, en dan weet ek, hier kom nou 'n ding. En wat hy doen, is hy toets grappies wat hy in die nag uitdink. En dan toets hy dit, en dan wag hy om te sien wat ek doen. Nee, kyk hoe lag jy. Nee, Dis waar, maar party daai ander enetjie van die meisie op die vliegtuig, het ek op 'n ander spot, het ek daar uitgekom. As julle het dit na wil- my toe gekom. As julle dit wil hoor, kom asseblief na die vertoning, jy moet dit net nie op televisie sien. So uiteraard wanneer mense nou in die gehore daar by julle sit, dit roer hulle, die musiek roer hulle. Wat roer julle? Watter tipe produksies, watter tipe musiek roer bietjie iets in die hart? Nee, ons hou van verskillende tipe goed wat ons move. Ek hou van pop en disco musiek. Luister jy Britney Spears? Geweldig, ek is minder sterk op pop. En ek is veral minder sterk op disco, maar weet jy wat? Ons ry op nou langpad so saam, dan luister ons maar na mekaar se goeters. Nee, Ja, ons doen. ons is baie hoflik met mekaar. Maar die goed dat huil is klassieke musiek. Ja. Ons daar is ons eens. Ek moet op daai noot sê, sien wat ek daar doen op daai noot. Ons doen onverdunde, 'n stukkie onverdunde Bach in die trofreg. Wat verskriklik moeilik is om te doen. Ek kan dit nie doen. En Rocco speel 'n konsertpianis staan daar
En dit is interessant wat ons daarmee doen, so mense moet net maar kom om te sien, maar so is regtig ja, so dis iets van alles. Jy kan gelukkig alles speel. Nee, en dan is daar iets anders in die konsert, maar mense moet kom kyk. Ek doen 'n solo, my liedjie Kortbroek Langkouse. En dan gedurende dit is Connie nie op die verhoog nie. Maar wat dan daarna gebeur, is 'n Gemeente oomblik van stilte. ontploffing. Jy kan niks Die reg- mense hulle is op hulle voete. Ja, op pad deur. Dis aan die einde van die konsert en dan ja, Ons lag baie. Lê 'n soortgelyke projek vir julle in die toekoms voor of gaan julle nou as julle hierdie hoofstuk afgesluit het, maak julle die boek toe? nee, ek kan nie weet dat die trauma gaan met Connie nie. Jy weet die mense Gewig weet nie verloor. ons het regtig hard gewerk om dit bymekaar te sit. En dit is nie eksakte wetenskap. En almal van ons in die bedryf weet dit, jy probeer jou bes. Jy probeer gehore lees. Rakke lees gehore geweldig. En as dit werk is jy net intens dankbaar. Ons het meer myle wat ons kry uit die projek as wat ons gehoop het. Ja. En ons is baie dankbaar daaroor. Maar albei van ons, jy weet, in terselfdertyd het jy ook ander projekte wat kom. Ek het 'n projek wat ons nou aanwerk vir die KAK&K met Dion Meyer en met Frida van der Heever en met Maurits Lots, 'n nuwe oorspronklike stuk werk. So dit gebeur parallel. Rocco het sy boekvrystelling met die gepaardgaande vertoning wat fenomenaal is. En so jy weet jy moet 'n jaar, 2 jaar, soms 3 jaar vooruit doen. Dit is so 'n paar tannies het gevra nou, gaan julle 'n tweede ene doen? Toe sê ek, jong, ons sal nog net kyk. ons moet maar met 'n pil drink. Want ons het nou als gespeel wat ons ken, Ja. Ja, ek het nie meer grappies oor vir jou nie. Jy weet wel jy het altyd 'n grappietjie oor. Connie is baie snaaks. Hy kan baie snaaks wees. Jy's die snaakse. Nee, jy is Ek sien net Rocco. Is regtig so. Ek weet dat kom hierdie goed en dit Rocco. Dan lag die mense. Maar net te min. Maar's lekker. Kaartjies is by Webtickets. Ons speel vanaf die 4de Woensdag tot die 15de. Ja, En mense moet net baie seker maak van die tye want om verskillende gehore te akkommodeer. Byvoorbeeld daar's een Woensdag wat 'n middagvertoning is. Hulle moet ook net die tye dubbel Die seker maak. 11de. Die 11de. En dan op 'n Saterdag is daar 2 vertonings en op 'n Sondagmiddag is daar ook 'n vertoning. So ons werk 'n bietjie nie. ons is moeg gespeel hoor. Blaas op die hande. Jy gaan gym toe, ek gaan speel. Plus. Baie dankie dat julle vandag hier by ons Dankie gekuier het. Marula. My naam is Mizaan van Wyk en jy het nou gekyk na onderhoud met Rocco en Connie de Villiers. Lees meer op marulamedia.co.za.